Baie welkom by Versteekte Juwele. Wat is jou ideaal of fokus vir jou lewe? Miskien kan dit wysheid wees, die saak waaroor 1 Korintiërs 1 gaan. En dit is 'n vreemde soort wysheid, baie anders as wat ons in die wêreld kry. In die tyd waarin Paulus skrywe, verwys hy na die wysheid van die Jode en van die Grieke, maar God se wysheid lê in die gawe van sy seun. En hy is gekruisig. En 'n gekruisigde was die verwerplikste en verfoeilikste wese denkbaar. Iemand wat uitgestoot is uit die samelewing uit en verag is. Maar in hom lê God se wysheid en daardeur word ons gered. Die wysheid in 1 Korintiërs 1 kry 3 fokuspunte. Die eerste een is die vryspraak of regverdiging dan, die tweede een die heiliging en die derde een die verlossing. Die vryspraak is die begin van ons geloofspad, wanneer ons Christus as verlosser aangryp, en die verlossing aan die einde is wanneer ons kop neerlê. Maar wat kom tussenin? Daar lê die heiliging wat eintlik dan die geheel van ons lewens as Christene behels. Maar ons is geneig om van die vryspraak bo oor die heiliging te spring na die laaste een, na die verlossing toe. Ons gaan hierdie toneel voorstel met 'n bedkaartel. Daar kry jy 'n voetenend, dit is die vryspraak, en ons kry 'n koppenend, dit is die verlossing. Maar tussenin kry jy die basis van die bed, wat tog die eintlike saak van die bed is. Heiliging of heilig is vir ons dikwels 'n moeilike begrip. So asof ons 'n bietjie wil wegskiet daarvandaan, dit is iets wat te hoog is vir ons om by te kom. Maar eintlik beteken heiligheid bloot afgesonderdheid. Soos wanneer 'n instansie jou afsonder vir 'n taak. In 1 Korintiërs 1 vers 2 kry ons 'n woord wat sommige vertalings weergee as heilig en ander vertalings weer met afgesonder. Afgesonder tot God se diens. Dit is eintlik ons fokus as Christene. Dit is eintlik God wat in ons werk deur die Heilige Gees, om die ou self in ons meer en meer te laat verdwyn, en die nuwe mens wat ons in Christus is, meer en meer te laat opleef. Ons kan maar net daarop fokus, sodat God in ons daardie werk van groei in heiliging kan gee. Dit is wat ons lewens as Christene behels. Dit is ons fokus. Eintlik is dit kruisnavolging deur die leiding van die Heilige Gees.